as jy 'n vraag het, kom vra my, ek vertrou nie jou Bybel nie. Enige vraag wat jy daar lê, ons praat oor hom. Ek sit en bid toe Christus vir my sê ek moet kom preek en want dis maklik om iemand se preek te gaan vat en te modify. En die Here sê vir my vrug van die Heilige Gees. En ek dog, wat preek 'n mens oor dit? Daar's 9 vrugte. En so loop ek nou maar op en af en elke dag is ek met die Here besig en toe ek met dit begin, wil ek vanmôre vir u sê, pay close attention. Want nie een van hulle loop alleen nie, hulle loop hand in hand. 2 Korintiërs 1 vers 13. Wat ons skryf van julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Glo jy Genesis 1 vers 1? Amen. In die begin was die woord. Hoekom sukkel jy met die res van die Bybel? Want as ons dit kan glo, kan jy die hele Bybel glo. Daar's mense wat nie Genesis 1 vers 1 glo nie. Hy struggle met die res van die Bybel. Matteus 22 vers 29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Ken jy die skrifte? Baie ons ken voertuie en hy ken wêreldse kennis. Maar hy het nie 'n verhouding met Jesus nie. Hy ken nie die skrywer, hy ken nie sy woord nie. Toe ek 2007 tot bekering kom, nou my enke steek sy Bybel so in die hand en hy sê hy's lewendig. Sit ek by myself en dink, hy gooi met heel vark, hy lieg nie bietjie nie. En ek sê vanmôre vir daai Bybel is lewendig. Amen. Dit hang af hoeveel tyd jy in hom spandeer. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek het die Bybel al deurgelees. Maar almal weet ek en Tiaan stap baie naby verhouding. Ons kom al van 2009 saam. En hy het die Bybel al 8 keer deurgewerk. As hy hom deurgewerk en dan berg hy die Bybel. Dan gaan koop hy 'n nuwe Bybel, want hy sê jy gaan heeltyd terug na die wat jy gemerk het. Ek sê daai oggend in my kantoor, ek sê Lena, hy's net op 'n ander vlak as jy. Ek sê van vandag lees ek hierdie Bybel deur. Ek begin in die middel, ek begin van agter. Maar na so, ek weet nie, maand, 2, 3 maande as ek deur die Bybel en ek dog nog al die oggend, damn Lenny, jy's in 'n ander ligaam my broer. En ek kan nie wat vir my bid. Ek dink sy's tussen 80 en 200. Sy bel nooit nie, sy bid net. In die oggend bel sy my. Sy sê waar is jy besig? Ek sê ek het die Bybel deurgelees. Nou verwag ek dan 'n kompliment. Sy sê vir my, wat het jy bereik? En ek nou dit kan nie 'n dwarsklap wees nie. Sy sê Len, jy antwoord my, wat het jy bereik? En onmiddellik besef ek het niks bereik nie. Want ek het deur die Bybel gejaag om te sê ek het hom gelees. Maar nou is ek sommer nikkerig. En sy sê Kobai, maar sy sê vir my Len, maak jou Bybel toe, sit jou hand op die Bybel, vra vir die Here, waar wil hy hê, moet jy lees, dat jy kan groei in sy woord. Sit, maak die Bybel toe, nou is ek net nie lekker en ek sit my hand so neer en ek sê Here en hy sê Jesaja. Ok, begin Jesaja deurwerk. Toe klas, toe sê Here, ek is klaar met Jesaja. Sê my, jy verstaan nie Jesaja, lees hom weer. Nou weet ek, die Here sit en kyk. Ek moes Jesaja, ek dink 6, 7, 8 keer deurgewerk. Sê die Here, jy verstaan hom nou. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, moenie net jou Bybel vat as nog 'n boekie. En die groot ding wat jy moet leer. Ek het die Bybel al deurgewerk. En dan begin ek maar net weer op en dan vra ek Here wat weer. En in die 2 weke terug lees ek en ek kom in Kolossense. En die boek is moeilik. En ek sê Here, maar ek is al weer Kolossense en ek wat gaan nou aan? En die Here antwoord my. Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Smith Wigglesworth het gesê, baie ons lees hulle Bybels in Grieks en in Hebreëus. Ek lees my Bybel deur die oë van die Heilige Gees. As jy nie hierdie boek met die oë van die Heilige Gees gaan lees nie, moet hom nie lees nie. Maak hom toe, want dan is dit hieroglife. Jy gaan hom nie verstaan nie. En daarom wil ek vir jou sê, raak ernstig in jou verhouding met die Here. Amen. Tyd hardloop uit. Tyd staan nie stil, jy wag vir niemand nie. Jy sit van julle wat nie die einde van die jaar gaan sien nie. Waar gaan jy die ewigheid deurbring? Waar gaan jy jou oë oopmaak? Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Kom ons begin met die liefde. Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liefde onder mekaar, is ons lief vir mense? Het jy 'n liefde vir mense rondom jou? Kyk, is maklik, hier is dit redelik beheerbaar. Gaan ry 'n kind met jou rond.
Ek moet bid as ek in die bakkie klim. Onthou, hy polisman, hy blou bloed hardloop nog deur my. Ek wil elke taxi gaan wurg en hom in sy gordel ronddruk, net sy kop vat en teen die stuurwiel klap, dan sê die Here vir my, en waar is die vrug van die Gees? Dan begin ek maar weer. En daarom, julle sal geken word as my disippels, liefde onder mekaar. Moenie lief wees vir hulle wat vir jou lief is nie, wees vir almal lief. Johannes 13:34, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Die groot ding van Afrikaans is 'n plat taal. As ek vir hierdie oom sê ek is lief vir hom, wat gaan julle doen? En dan sê ek vir die tannie ek is lief vir haar, maar ek is ook lief vir Biltong. Nou, in Hebreëus is daar 4 woorde vir liefde, 4 of 5. Agape, dis liefde vir die gemeente. Eros is tussen 'n man en 'n vrou. Storge, broederlike, liefde vir mense. En dan kry jy Phileo. Phileo is broederlike liefde. En dis hoekom hulle taal so breed is. En dis hoekom ek is vir my vrou lief, ek is vir my kinders lief en ek is lief vir Biltong. En dit moet ons begin verstaan. Maar as jy nie liefde vir God het, hoe kan jy liefde vir mense hê? Het jy al jou liefde aan die Here bely? 1 Petrus 4:8, maar bo dit alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Die probleem is, baie van ons word in 'n huis groot waar daar nie liefde is nie. Jy weet nie hoe om liefde te hanteer nie, jy weet nie hoe om liefde oor te gee nie, en dit is 'n probleem. En daarom moet daar vir jou gebid word, dat jy dit kan begin ervaar en kan gee. Want as jy dit nie het, kan jy dit nie gee nie. Romeine 13:10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Hoekom is liefde so belangrik vir die Here? Matteus 24:12, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Dit is een van die tekens van die eindtyd. Die liefde gaan verkoel van baie mense. En omdat dit is vir die Here, dis vir mense, hulle gaan net vir hulle self lief wees. Romeine 1:31, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde. Homoseksualiteit, natuurlike liefde is tussen 'n man en 'n vrou. Daai is verkeerde liefde. En daarom moet ons weet, hier kom moeilike tye. Die liefde gaan verkoel van die meeste. Die Bybel waarsku ons. 2 Timoteus 3:2, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsame louers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Dis alles goed wat kom. Ons is hier. En daarom moet jy werk in jou liefde. Amen. Blydskap. Ek het 'n woordeboek in my kantoor wat ek heeltyd moet kyk. Blydskap volgens die woordeboek, vreugde, vrolikheid, opgeruimdheid, geluk, lewenslustig, blymoedig. Sien jy dit te mense? Want mense loop ons so rond. Of het lyk of hulle uit 'n oorlogswolk uitkom. Kyk, ek het snaakse maniere. Ek vlieg nou baie die land uit en ons het 2019 te vlieg ons Israel toe. Ons moet 5:00 die middag vir teen op die lughawe kry. Hoe laat sit ek op die lughawe? 9:00 die oggend. My vrou sê ek is van die pad. Ek sê ek wil mense sien. Ek wil hulle sien. Dan loop ek, koop ek iets op die airport sit. Dan kyk ek deur die mense. En dit is wat ons moet besef. En dan sien ons, daar's nie liefde nie. Mense is moedeloos. Mense lyk of hulle plat getrap het. Maar die Bybel sê, hoor mooi, Psalm 68:4, maar die regverdiges is bly. Almal wat hier sit is regverdig. Hoekom het jy nie blydskap in jou hart nie? Want jy is bekommerd oor môre, jy is bekommerd oor gesondheid, finansies, toekoms. Wat kan jy dan doen? As bekommernis dit gehelp het, dit ek vandag vir jou gesê gaan worry. Nee. Wees bly in die Here. Amen. Spreuke 15:23. 'n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond. En hoe goed is 'n woord op sy tyd. Nehemia 8:11. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soet drank en stuur porsies aan vir hulle wat niks berei het nie. Want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap van die Here is julle beskutting. The joy of the Lord is your strength. Waar kry jy dit? In die woord. En onthou, as jy jou blydskap in materiële goed kry, en hulle val weg, waar is jou blydskap? Maar as dit in die Here is, dan is dit ewig. Dis jou keuse. As ek vir hierdie oom sê, ek gee vir jou geskenk, en hy sit en kyk vir my en hy vat hom, hoe wil hy dit hê? Blydskap is 'n geskenk van die Here. Vat dit. Vrede. Numeri 6:26.
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Weet, dis 'n geskenk uit God se hand uit. Die groot ding is, moenie teen jou vrede gaan. Moenie iets doen as jy nie vrede het nie. Amen. Vrede is die Heilige Gees. Amen. Ek het baie foute in my lewe gemaak. Almal weet ek was lank in transport gewees en toe ek begin het, toe sê die ouens vir my, bly weg van Vryheidslyne. Volvo Scania, daai tyd toe sit ook net dit wat op die lorries loop. En op 'n kort toe het ek aanspoed doen vir 'n nuwe trok en ek moet 'n maand wag en ek wil nie wag nie, as 'n Vryheidslyner ek vat hom. Teen my vrede gaan ek dit alles verloor daardeur ongehoorsaamheid. Ek sê weer, die Here gee vir jou vrede. Hou vas dit, werk daarvoor, hou dit, stoei daarvoor. Moenie jou vrede vir die wêreld gee nie. Want die wêreld gaan elke dag kom en hy wil vat, moenie. Psalm 29 vers 11, die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede, hy het jou reeds met vrede geseën. Wat maak jy daarmee? Moet dit nie verruil nie. Johannes 14:27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en wees nie bang nie. Die Here gee vir jou vrede, dis deel van die vrug. En hoekom is dit belangrik? Om sover hierdie vrugte te dra. Hier's Mogos hier buite. Hy wil die Bybel lees. Hy gaan nie kerk toe. Hy lees jou. Hy kyk wat jy doen. En daarop vorm hy 'n visie van die wêreld. Wie wat is my lekker? Ek is nie in 'n kerk verbonde nie. Ek moet aan die Here verantwoording doen. En daarom baie keer sal die Here vir my sê, maak dit reg, maak dit reg. En dan moet ons weet, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die wêreld daar buite. Om die vrugte van die Gees te wys. Onthou nie, dit kan jou nie red nie. Jy moet vir my mooi hoor, dit red jou nie. Jesus red jou. Maar die vrugte wys, jy het die Heilige Gees in jou. En dis hoekom baie dit nie het nie, want hulle het nie die vrug van die Gees nie. Efesiërs 2 vers 14, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van die skeiding afgebreek het. Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking was sonder niemand die Here sal sien. Lankmoedigheid, toegewend, toegeeflik, verdraagsaam, geduldig. 2 Korintiërs 6 vers 5, in gevangenskappe, in oproepe, in arbeid, slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongevuiste liefde. Jy moet onthou, jy gaan nooit op 'n punt kom wat jy vir my kan sê, Malena, ek het die vrugte volbring nie. Jy lieg. Want dis elke dag, dis elke dag. As ek uit Afrika uitkom, dan dink ek, Here, ek het geduld geleer. 2 tree, dan weet ek, Here, ek moet maar teruggaan. Ek gaan 1 jaar, ek gaan preek in Tanzanië. Dan vlieg ek Blantyre toe. Die pastoor wat my nooit sê vir my, paspoort. Ek sê, my paspoort is in Afrika, so is altyd die. Ek wil hom altyd voel, want as jy hom neersit, is hy weg. Ek sê, wat moet, nou vra ek hom in Engels, wat moet jy hê? Nee, bakkie se papier en sy paspoort. Great. Nou is my sakkie gepak, ons ry die oggend vroeg. 3 uur gery, nou ry ons 8 ure, dis ons nog nie halfpad nie. Hy sê vir my, we've got a problem. Ek word so koud in my siel. I forgot the papers on my passport. Nou begin ek met die Here sê, ek sê, Here, ek sal hierdie sak oor my rug gooi en loop oor daai grens. Maar hy sê, no problem. Maar toe, ek weet nie wat het jy op die grens doen nie, hy sonder 'n paspoort, sonder papiere is ons deur die grens. Dis Afrika. Maar dan leer jy om geduld te hê met hulle. Ek het 'n maat, hy was saam met my op skool. Trek van die onderwêreld. Regtig. Toe hy tot bekering kom en hy stap by my yard in en my vrou sien deur die venster. Toe sê sy, hy kan nie tot bekering kom. Sy het homself toegesluit in die polisie. Sy sê, hy kan nie bekeer, hy's 'n klip. Nou, hy het tot bekering gekom. En nou stap ek in 'n lang pad, hy dien die Here met 'n passie en hy's roekeloos vir die Here. Nou begin hy met mense praat en hy begin met mense werk. Nou kom hy eendag by my moedeloos. Hy sê, Lenel, wil jy luister nie? En onmiddellik antwoord die Here my. En toe begin smaak, toe sê hy, nee, moet bly stil. Ek sê, hoeveel geduld het God met jou gehad? Jy het soveel geduld met ons. Hy het my nie gegroet uit in die bakkie klim huis toe bring. Hoeveel geduld het God met jou? Hê geduld met die mense rondom jou. Ons kan nie op ons senuwees raak of iets grimmig raak as dit nie volgens ons tyd gaan nie. Ek het nie hierdie Afrika tyd nie. Ek wil dit nou doen. My kind werk in Saudi. Nou die dag bel sy, sê sy pa dankie. Ooh, dankie vir wat?
Here dat pa my streng groot gemaak het en geleer het om 'n halfuur vroeër by 'n plek te wees. Sy sê want hulle weet nie wat dit is nie. Niemand kom betyds nie. Ek sê dis normaal. En daarom moet ons geduld leer. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid, sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Hier begin hulle klaar oor kry, sagmoedigheid, nederigheid, lankmoedigheid. Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goede tierheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Beklee jouself. Dis iets wat jy aantrek. Beklee jou met die Heilige Gees. Dis goed wat ons elke dag die Here moet vra. Gee dit vir my, dat ek kan groei daarin. 2 Timoteus 3 vers 10. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde en lydsaamheid. Geduld, ons het almal geduld nodig. Met vandag se jeug, ek het 2-3 dae terug gepraat oor die aanslag op ons jeug, ons moet geduld hê met ons kinders. Ons het nie daai probleme gehad toe ons kinders was nie. Daar's 'n aanslag op ons kinders. Hê geduld met jou kinders. 2 Timoteus 4 vers 1. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, waar die lewende Jode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Moenie as ou nie luister nie. Stop nie. Druk deur. Ek het net ook gesê, ek het op 'n kollektief dis sulke blaadjies uitgedeel. Maar vat hom, maar stap hy verby en gooi hom in die Elsdorp. Dan stap ek maar weer, haal ek hom, deel ek hom maar weer uit. Iemand het met jou moeite gedoen. Iemand het met jou geduld gehad. Hê met die volgende ou geduld. Elkeen wat hier sit, het die Here geroep met 'n spesifieke doel. Jy het 'n werk om te doen. En die meeste weet nie wat maak hy nie. Ons word gebore, ons word groot, ons word oud, ons gaan dood. As die Here peanuts soos hierdie kan gebruik, kan hy enige ou gebruik. Ek vanmôre vir julle sê ek was 'n alkoholist, gaan jy my glo? Jy hoef my nie te glo nie. Ek kan getuies gaan haal. Dronk, kom ou toe, gee vir my woord. Die Here sê gaan nog vir hom voorloop. Sê kom ons word dronk af. Speeltyd is verby. Luister vir my, hoor jy? Waar is hy? Weet nie. Die Here sê ek staan klop in die deur. Jy oopmaak, sal saam met hom ingaan. Vriendelikheid. 2 Korintiërs 6 vers 4, men alles beveel ons om aan as die dienaars van God met baie geduld in verdrukking en nood benoudhede, in slaafgevangenskappe, oproer en arbeid, slapelose nagte, hongerlyd, in reinheid en kennis en lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, ongeveinsde liefde. Vriendelikheid, weet mense jy is vriendelik? Of loop almal draai om jou omdat jy soos 'n dondersweerwolk lyk? Vriendelikheid is vrug van die Gees. Mense gaan dit sien in jou en dit trek mense aan jou toe. Maar die meeste wat hierdie met hierdie dik monde rondloop, dit so jou werk. Leef saam met hom in die kerk sit. 2 Korintiërs 10 vers 1. Ek self Paulus bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. Ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle. As jy Paulus se verhaal gaan lees, hy het pak gekry, hy's gestenig. Noem dit. Nog steeds sê hy, wees vriendelik. Dis 'n les wat ons almal moet leer. Maar hoe bepaal jy jou vriendelikheid? Met 'n vol beursie, met gesondheid, met 'n gelukkige huwelik? Nee. Jou vriendelikheid is in die Here. Filippense 4 vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. So jy kan nie kies waar jy vriendelik is nie. Wees dit elke dag. Beklee jou met die Heilige Gees. Goedheid se woorde, deeglikheid, geskiktheid, deeglikheid, voortreffelikheid, welwillendheid, knapheid, barmhartigheid, genade, sagtheid. Psalm 23 vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Net goedheid en guns sal my volg. Wat jy vanmôre moet besef. Jou omstandighede luister na jou mond. Jou liggaam luister na jou mond. Jou beursie luister na jou mond. Wat jy spreek is wat jy gaan kry. Wat jy saai is wat jy gaan maai. Bybelse beginsel. En daarom, wat verklaar jy oor jou? Hierdie gaan 'n moeilike maand wees. Ons gaan nie alles kan betaal. Jy gaan nie alles betaal nie. Ek vertrou die Here. En daarom moet jy dit kan spreek. Jy moet dit kan verklaar. Dis goed wat jy sê. Dit sal met my goed gaan. Hierdie transaksie sal goed gaan. Hier gaan 'n goeie maand wees. Wat spreek jy? Psalm 31:20. Hoe groot is u goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders.
Weer, is jy regverdig? Nou het jy die goedheid, gebruik dit. Romeine 15 vers 13, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vra. Hoe lyk jou gebedslys? Vra jy die vrug van die Gees? Romeine 15:14, maar ek self ook, my broeders, is oortuiging gaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervul met alle kennis, en staat om op mekaar te vermaan. Getrouheid. Dis iets wat ek nie by mense kry nie. As ek vir jou sê, my tannie, ek is 10 uur by jou vir 'n koppie koffie. 10 voor 10 dan sit ek al voor jou werk. Dis wie ek is. Dis wat ek wil hê. En dis wat ek van my tannie ook verwag. As jy by my kom koffie drink, jy sê 10 uur by my, 5 voor 10 moet jy al by my sit. 10 voor 10 ek sluit nie die deur op nie. En dit is die probleem met getrou. As jy jou woord vir iemand gegee het, hou jy by jou woord, al kos dit jou wat. Daar's iets wat ek geleer het. Ek hoor wat jy sê, kom ons kyk wat jy doen. Getrouheid is vir God belangrik. Hy is getrou. Hy verwag dit van my en jou. 1 Samuel 26 vers 23. Die Here tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid. Die Here het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalte van die Here uitsteek nie. As jy getrou is, sal jy getrou wees. Altyd, julle ken al twee my meisiekinders. Hulle is rein. En dit is waarvoor ek gebid het. Nou sê ek vir hulle, ja maar pa, al die seuns loop rond en al die, ek sê, wat het jy om te bied? Want jy kan nie iets vra as jy dit nie kan bied nie. As my kinders nie reinheid kan bied nie, kan hulle dit nie vra nie. As jy nie getrouheid gee nie, kan jy nie getrouheid vra nie. En dit moet ons verstaan. 2 Kronieke 19:9 en hy het hulle bevel gegee sê, so moet julle handel in die vrees van die Here, met getrouheid met 'n volkome hart. Amen. Psalm 37 vers 3, bid, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Here vra nêrens nie, hy gee opdragte. Here is dit. Verlustig jou nie, Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Getrouheid is vir my naby aan my hart. Sagmoedigheid. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Onthou ek het gesê, hulle gaan so oorvleuel. Met alle nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde gedra. Hier's baie mense wat hart is hier buite. Sy woord is wet en hy sal so en so maak. Sagmoedigheid, teken van die Here. Die Here het 'n sagte gees. Weer, Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En as jy dit het nie, dan vra jy dit vir die Here. Ek weet nie, almal van ons het gelyk groot geword, of in dieselfde huis. Hierdie is goed wat jy vir die Here moet vra. As jy nie liefde het, jy gevra jy dit vir, dat hy in jou hart werk, dat jy kan liefde hê vir hom, en liefde vir die mense. Sagmoedigheid dieselfde. 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy man van God, of vrou van God, vlug van hierdie dinge weg, jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Daar begin ons hand in hand stap met alles. So jy kan nie vir my sê, Lenet is liefde, maar ek het nie sagmoedigheid. Die Bybel sê, hulle loop hand in hand. Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Selfbeheersing. Ek het hy toets hierdie week geskryf. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Gegee, het jy dit gevat? Ek het my kind by die skool gaan haal en ek ry en dan maak die tuin jong, die een deel van die hek op en die meisiekind maak die ander deel op, maar hulle moet ingehaak word of hy waai toe. En toe halfpad deur is toe los die tuin jong die hek en hy staan teen my bak. Nou loop ek kry nie 'n vloekwoord nie, ek kan nie 'n tantrum gooi nie. Ek sê, Here, help my net om rustig te raak. My bakkie het so krag. Toe weet ek, lankmoedigheid, selfbeheersing. Want as ek sy kop en sy nek kon druk het ek. 2 Petrus 1 vers 5, en juist daarom moet julle met aanwending, met van alle ywer, by julle geloof voeg, die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. Lydsaamheid,
Selfbeheersing. Dis maklik om 'n tantrum te gooi. As jy in 'n ry staan en nou druk voor jou, wat wil jy met hom maak? Ek het baie bekeer in my lewe en ek het baie onbekeer. Maar van 2007 af net bly bekeer. Maar ek het al baie keer kyk ek so dink ek. So dan lyk om jou hoetjie so een kant neer te sit, jou snortklap te gee, te bely. Maar Here, dis nie wat U van my verwag nie. Moenie onbekeerde verlof vat. Dis waar die duiwel jou wil hê. Dis waar hy jou gaan keel afsny. Selfbeheersing. Vra vir jou in elke situasie, wat sou die Here gedoen? Hoe sou Jesus opgetree? Kry in die week 'n ouetjie, draai bandjie, what would Jesus do? Ek het hom ook gedra. Ek vra hom nou daai bandjie, nee, wat wil jy drink? Ek sê, Johannes 15:1, ek is die ware wynstok, my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Het jy al gesien is 'n priel geknip word? Ek en jy gaan deur dieselfde gaan. As jy die vrug van die Heilige Gees het, gaan die Here jou proe. Hy gaan kom knip. Hy gaan wegvat wat nie soos hy lyk nie. Dit is hoe jy moet weet. Bly in my, soos ek en julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Jy gaan nie sonder die Heilige Gees hierdie vrugte kan dra. Onthou net, goeie mense gaan die hemel toe. Mense wat Jesus Christus aangeneem het, gaan die hemel toe. Amen. Johannes 15:8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Jy dra vrug nie vir jouself. Dis ook nie jou vrugte nie. Die mense rondom jou kan daai vrug gebruik. Jy moet dit net dra. Ek sê weer vanmôre, vrug van die Gees is nie vir die wêreld nie. Dis nie vir almal nie. As jy nie die Heilige Gees het, kan jy die vrug van die God nie dra nie. Want dis die vrug van die Heilige Gees. En die groot fout wat baie mense doen, ek het dit gedoen. Ek het mense gesoek wat die Heilige Gees kan uitstort. Een na kerk toe, hulle gaan die Heilige Gees uitstort. Ek sê ek is op die regte plek. Almal wat nie die Heilige Gees het, die staan na voor. Jy wat nie in tale kan praat, die staan na voor. Ek kan staan heel voor. Hulle het later gespoeg en ek het niks gekry. En toe uitstap, toe sê die Here vir my, wat het jy daar gesien? Ek sê die Heilige Gees. Hy sê as die Heilige Gees is my Gees. Ek gee hom aan wie ek wil. So geen mens kan hom vir jou gee nie. Iemand kan saam met jou bid en saamstem. Dis God se Gees. Hy gee aan wie hy wil. Amen. Kolossense 1:9. Daarom hou ons ook nie op om van die dag af dat ons dit gehoor om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel en om hom en alles te behaag, om julle in elke goeie werk vrugte mag dra en in die kennis van God mag groei. Ek sê weer, jy gaan nooit by 'n punt kom wat sê ek het die vrugte is volbring by my nie. Net as jy dink jy die liefde, dan kom hou jou te na en jy wil hom werk, dan moet jy weer gaan werk in dit. Dan is dit geduld, dan is dit sagmoedigheid, dan is dit nederigheid. Johannes 15:16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly, sodat julle wat julle die Vader ook al in my naam vra, julle kan dit gee. So jy is uitgekies om vrug te dra vir die Here. Jy sy verteenwoordiger. Matteus 3:8, dra dan die vrugte wat by bekering pas. Moenie vir my sê jy's 'n kind van God, jy wys my jou tree. Baie ons, daar's groot kerke by ons. Dra nie die vrugte van bekering nie. Dis die kerke wat vol is op 'n Sondagoggend. As jy sien hoe doen hulle besigheid. Hy het nie 'n klou wie die Heilige Gees is. Matteus 7:16, aan hulle vrugte sal hulle julle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings en vye van distels nie. Moenie laat mense jou ken oor wat jy sê en wat jy, hoe jy maak nie, hoe jy optree, hoe jy jou vrug dra. Ek wil vanmôre vra, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Want dit is iets wat elke dag by my bly. Jy kan die vrug van die Heilige Gees hê, maar dis 'n pad wat elke dag volhard moet word. Die Bybel sê, hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Daai kerke wat getalle, ja, gou 'n gebedjie op sê, jy's away. Nee, lief. Hierdie is 'n verhouding wat elke dag moet aan gewerk word. En hy wat volhard tot die einde toe sal gered word.
Maar ek vra weer, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Want ons gaan dit nie mis nie. Jy kan miskien ryk word, miskien nie. Jy kan miskien oud word, miskien nie. Maar almal gaan die ewigheid sien. Daar's net een van twee plekke. Of vir ewig saam met Jesus, of vir ewig weg van Jesus af. Ek sê altyd, ewigheid, as jy in die Sahara-woestyn staan, en jy druk jou vinger so in die grond, en jy kyk na jou vinger, dit is jou tyd op aarde, 60, 70, 120 jaar. En as jy rondom jou kyk, dit is ewigheid. Moenie dat hierdie kans verbygaan nie, jy het nie jou saak met God reggemaak. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die voorreg wat ek het, om die woord van God uit te dra, maar dit gaan nie oor my, dit gaan oor die Heilige Gees. Daarom bid ek, laat U die prediker op hierdie woord sal wees. Laat elkeen weet, ons moet elke dag werk in die vrug van die Gees. Here, maar vanmôre wil ek spesifiek Matteus 3 vers 11 op elkeen afbid. Waar Matteus sê, ek doop julle wel met water tot bekeer, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waar is aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Daarom bid ek vanmôre, Here, laat elkeen wat hier sit, sal doop met die Heilige Gees en met die vuur van God. Here, laat hulle vol word van die Heilige Gees. In Jesus naam. Here, hierdie is 'n onbekende week wat voorlê. Leer elkeen om sy hand in die hand te sit, saam met U te wandel. En ek bid vir 'n week vol wonderwerke, deurbraak en vurige ontmoetings met die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.